baie welkom. Kan ons vra dat julle so 'n bietjie na mekaar toe draai in die voertuie en net vir mekaar wyf. Ek weet hier's 'n klomp besoekers vanoggend saam met ons. Dis skoolvakansie ook, 'n vreemde tyd met die COVID saam. Die vakansie het so 'n bietjie aangeskuiwe. Maar kom ons sê gou vir al die besoekers ook met 'n vriendelike oute Nikolandse groet, welkom. Waai sommer so na die voertuig langs jou. Jy kan dalk net hou wanneer ons uitklim om te kom koffie drink, kan jy dalk net seker maak. Dit is 'n besoeker wat jy graag wil welkom heet. Lyk my julle het klaar gewaai. Ek sien niemand so maak nie. Werk julle wipers nog vanoggend? Daar's 'n toeter op daar. So aan al die besoekers, aan julle baie welkom vanoggend. Daar's iemand wat vir my ook waai, dankie. Vriende, julle het my vanoggend vroeër gesien met 'n Springbok masker op. Ek het gister maar 'n getroue gehad daar in Vleesbaai op die aangename tyd van 2 uur. En toe die bruid inkom, toe ek op my selfoon gesien, die Springbokke is nog met 'n punt agter, en toe die diens nou begin, toe sê ek, dit sou dan baie lekker gewees het as die Springbokke vandag gewen het, want dan sou die vreugde, dubbele vreugde gewees het. En toe help hulle my baie vinnig reg, toe sê hulle, nee, maar ons het gewen. So in die doodsnikke van die wedstryd, het ons die pyp gerook, so. Ek het nou verlede week nie rugby gepraat nie, om die eenvoudige rede dat daar nie iets was om oor te praat nie. Toe het ek mos nou oor lipstiffie en haarkleur en al die goeders gepraat. Vanoggend praat ek nou weer rugby, so ek sal 'n ander dag weer oor die goedies waarin die vrouens belangstel praat, dietelwerkies en breiwerkies en al die goed, maar vanoggend wil ons sê ons is trots omdat die Bokke ook gewen het. Vriende, ons het ongelukkig nie vonkbyeenkoms vanoggend nie, dis vakansie, so as die kinders is vanoggend wat by oupa en ouma kom kuier het, of wat sommer saam met papa en mamma gekom het, moet julle dalk maar so rukkie daar in die voertuig wees. Ons gaan nou nie te lank besig wees nie, en niemand gaan sien as jy dalk so bietjie woelig is nie. Ons sal dit verskoon. Vriende, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dis vir ons goed om U te wees in die pragtige skepping wat U in stand hou, die reën wat U gee. Here, sommer alles wat net vol lewe is rondom ons, die sonnetjie wat begin skyn en wat, Here, gaan veroorsaak dat alles rondom ons begin groei na die heerlike reën. Here, dis nie net die skepping wat ons sien in terme van die plante groei en die diere en die mooiheid rondom ons nie. Ook ons as die kinders word deur U in stand gehou en versorg. U gee ook U geestelike reën vir ons. Ek dink sommer aan daai ou haleluja lied wat ons gesing het, strome van seën van bowe. Dis wat ons beleef, Here, dat U nie net vir die skepping soos ons daarna verwys, die diere en die plante versorg nie, maar ook ons wat die kroon van U skepping is. Here, ons is hier by mekaar om na U te luister. Ons wil graag hoor wat op U hart is. Ons, Here, bid dat die woord vanoggend ook helder en duidelik na ons toe sal kom, en dat U my sal wegsteek agter die kruis van Jesus Christus. Heilige Gees, U is die een wat ook hierdie dooie letters op papier moet lewend maak in ons harte en in ons lewens. Kom doen dit dan vanoggend, as ons dit in afhanklikheid van U bid. Amen. Ek moet hom net vir Bertie ook baie dankie sê, ja. Ek was Bertie se senior in Hoërskool Sentraal daar Beaufort Wes.
Bertie, ek weet nou nie hoeveel jaar ouer is ek as jy nie, maar jy was een van my juniorkies wat moes rondhardloop toe ek die woord gespreek het nie, ek spot somme. Nokkie en hy en ek was in verskillende jaargroepe daar by Hoërskool Sentraal in Beaufort Wes, maar is lekker om 'n koneksie ook met julle te hê. Vriende, as julle 'n Bybel gebring het, kan julle blaai na Psalm 31. Psalm 31. Terwyl julle blaai na Psalm 31, sê iemand net ou dat ons maar moet reël dat almal van ons gumboots moet skry, want as ons net uit ons voertuie klim, gaan julle agterkom, dis nogal natterig hier op die kerkgronde. So ja, ons is baie dankbaar vir die reën. Psalm 31, ons gaan net die eerste 16 verse daarvan lees. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgesteld staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. Terwille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. In U hande gee ek my lewe oor. En dis ons teks vanoggend. In U hande gee ek my lewe oor, want Here troue God, U het my vrygemaak. Ek haat mense wat waarde heg aan die niks werd afgode. My vertroue stel ek in die Here. Ek wil jubel en juig oor U troue liefde. U was nie onverskillig teenoor my ellende nie. U het die bedreiging van my lewe raak gesien en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie. U het my 'n veilige staanplek gegee. Wees my genadig, Here, want ek is in die nood. Van verdriet het my oë swak geword. Ja, alles in my. My lewe vergaan van kommer en my jare van swaar kry. Deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit. Ek is die spot van al my teestanders, veral van my bure, 'n verskrikking vir al my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug vir my. Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Ek hoor dreigemente van baie, dit dreig van alle kante af. Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers. Ons lees net tot sover. Ons versie waaroor ons bietjie gaan nadink vanoggend is vers 6. In U hande gee ek my lewe oor. As julle nou 'n sprong maak na die Nuwe Testament toe, sal julle onthou dat Jesus hierdie einste woorde van Psalm 31 aan die kruis geuiter het. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Daar is sommige mense wat sê, maar dit was Jesus se sterwenswoorde. Dis die laaste woorde wat hy uitgespreek het, voordat hy gesterf het. Maar kom ons parkeer gou daai gedagte vir 'n rukkie. Ons gaan aan die einde van die boodskap weer terugkom by dit. Ek vermoed tog dat as Jesus hierdie woorde in Psalm 31 aanhaal, is hy daar aan die kruis hang en hierdie laaste woorde sê voordat hy sterf, dat dit nie net is omdat hy die psalms goed geken het nie. Alle Joodse kinders van daai tyd is geleer om voor hulle in die aand gaan slaap
eers hierdie gebed te bid. In u hande gee ek my lewe oor. In u hande gee ek my lewe oor. En dan as hulle die oggend wakker geword het daai Joodse kindertjies weer gebid en gesê, dankie dat u vir my die lewe teruggee, Here my God. En ek vermoed dis hoekom Jesus ook hierdie psalm aanhaal as hy aan die kruis hang en sy laaste woorde moet sê. Want dis die gebedjie wat hy geleer is as jong Joodse seentjie om te bid in die aand voor hy gaan slaap. In u hande gee ek my lewe oor. Nou Psalm 31, vriende, is ook maar 'n klagpsalm, amper soos die een wat ons verlede week hanteer het. En asseblief, ek gaan nie volgende Sondag weer oor 'n klagpsalm preek nie. So julle hoef nie te dink ons gaan nou net in die donker dieptes bly nie. Ons gaan uit die donker dieptes kom, so byt vas. Maar Psalm 31 is vir ons ontsettend belangrik vir die tyd waarin ons leef. Want as jy nou die televisie op al daai lekker kanale rondblaai, hierdie geestelike kanale, dan kom jy agter, voorspoedsteologie is alive and kicking. Wat bedoel ek met voorspoedsteologie? Dis mense wat sê geloof moet saamgaan met vreugde, 'n kommervrye lewe, oorwinning, voorspoed. Daar moet baie geld wees. Dit wat ek wil hê, moet ek kry. Daar moet gesondheid wees. As ek siek is, dan moet die Here dit vir my gee. Daar moet sekerheid wees. Daar moet vrede in my hart wees. Het iemand 'n koneksie met George Lughawe? Hulle moet dalk hulle vlugte net so 20 minute uitskuive. Laat julle dan net vir my kan hoor. Ek sien hier's party van julle wat soos klein kindertjies by die vensters uitpeel om te sien of dit Kalula is en of dit Fly Safair is. Ek trek sommer net julle been. Voorspoedsteologie is mense wat sê met 'n kind van God moet dit altyd goed gaan. As dit nie met jou goed gaan nie, is dit 'n teken van jou ongeloof of klein geloof. En tog as ons na die goed luister, vir al hierdie Amerikaanse voorspoedspredikers, dan kom ons agter, maar dis nie heeltemal waar ek is nie. Ons sukkel by tye om vreugde in ons lewe te hê. Ons is baie keer vol bekommernis. Ons beleef nie altyd oorwinning nie. Die voorspoed is ook nie altyd deel van ons lewe nie. Daar's baie keer meer onsekerheid en onvrede in ons harte as wat daar sekerheid en vrede is. Psalm 31 wil ons vanoggend kom leer dat geloof beteken om God se bemoeienis met ons, om God se werksaamheid in ons lewe, dwars deur ons hele lewe, raak te sien en te herken. God maak nie net met ons bemoeienis, en hy is nie net werksaam in ons lewe, as dit met ons goed gaan, en ons voorspoedig is nie. Geloof is om te weet, dat ek in elke omstandigheid waarin ek beland, en met elke emosie wat ek beleef, dat God by my is. Dat hy in ons klag, en in ons twyfel, by ons is. Dat hy in ons lof, en in ons dankbaarheid, by ons is. En dat ons as kinders van God mag kla en twyfel, dat ons soms met armpies wat nie weet hoekom dit moet my gebeur nie, na God toe mag gaan, met skouers wat hang, omdat ek moedeloos en depressief is, dat ek na God toe mag gaan, wetende, hy is ook dan in my lewe werksaam, en maak met my bemoeienis.
Ek glo dat U God is oor die lig en die nag. Ek glo dat U God is oor die donker en die dag. U is en daar is nêrens waar U nie is nie. Geen diepte kan U uithou nie. Geen donker kan U weghou nie. Oral waar daar plek of ruimte is, en oral waar U is U God. En oral waar U is dit reg. En oral waar U is dit goed. As ek nie kan sien nie, as ek nie kan hoor nie, as ek nie verstaan nie, wees by my. Ek glo dat U God is oor die engel en die stof. Ek glo dat U God is oor my klagte en my lof. U is en daar is nêrens waar U nie is nie. Geen swakheid kan U uithou nie. Geen skande kan U weghou nie. Oral waar ek boos of heilig is, en oral waar U U God. En oral waar U is dit reg. En oral waar U is dit goed. As vrae onbeantwoord bly, as deure ongeopen bly, en alles word te veel vir my, wees by my. Want oral waar U is U God. En oral waar U is dit reg.
want U is goed. Ja, U is goed. O, U is goed. Vriende, ek weet nie of hierdie CD nog te koop is daar in die boekwinkels nie, of die musiekwinkels nie, maar Koos van der Merwe se naggebed. Psalm 31 se skrywer beleef hierdie moeilike omstandighede, en wat is dan ons teksvers, die advies wat hierdie psalmskrywer ook vanoggend vir ons wil kom gee? In U hande gee ek my oor. Ek wil vanoggend so 'n bietjie met julle praat oor in watter hande kan ons lewens beland. In watter hande kan ons lewens beland? Die eerste ding wat ek daaroor wil sê is, ons kan in die hande van ons omstandighede beland. Beland in die goed wat ons bang maak, beland in die hand van die goeders wat ons bedreig. David skrywe hier van jarelange omstandighede en probleme en bekommernis, en dan sê hy, sy liggaam is afgetakel, sy oë het swak geword, hy is moeg gehuil, letterlik sy liggaam en sy gees is gedaan, hy is op van sy omstandighede. Hy sê, mense het om een kant toe geskuif, hy leef in isolasie, asof daar COVID in daai tyd was. Hy sê, mense het my vergeet, hulle loop draaie om my. So sleg is my omstandighede. En dan wonder ek, is ons nie ook soms in die hande van ons omstandighede nie? As ons kyk na ons land, dan is daar so baie verkeerd. Daar is so baie onsekerhede, daar is so baie korrupsie, daar is soveel goed wat ons ontstel. En dan begin ons wonder, maar gaan ons geld uitkom? Hoe duur gaan kos en brandstof nie nog word nie? Gaan hulle ons pensioene vat? Gaan hulle ons grond vat? Gaan hulle ons lewens vat? Gaan die skelms ooit aan die pen ry? En dan gebeur het maklik dat ons van vrees tot vrees beweeg en van angs tot angs. En dit gebeur as ons in die hande van omstandighede is, want omstandighede kan goed of sleg wees. As ek in die hande van omstandighede is, en die omstandighede is goed, dan voel ek goed. Maar as my omstandighede sleg is, dan voel ek ellendig. Ons kan in die hande van omstandighede wees. Maar ons kan ook in die hande van mense wees. David vertel van sy vyande wat vir hom strikke stel. Ons lees dat hy bitter is, hulle maak die lewe vir hom ongelooflik onaangenaam, sleg en bitter. Dis amper soos wat ons by die skole deesdae sien van hierdie boelies, wat ander kinders boelie. Wat 'n spesifieke kind target daar by die skool. Dalk is dit die kollega wat sy slegte buie op jou uithaal by die werk. Dalk is dit 'n kritiese ouer of 'n kritiese huweliksmaat wat met niks tevrede is nie en oor als kla en soos 'n druppende kraan is. Dalk is dit maar net omdat jy afgebreek word deur mense se negatiewe kommentaar en negatiewe input. Maar jy kan ook in die hande wees van mense wat jou goedgesind is. Mense wat positief oor jou is. Dan raak jy weer die slaaf van daai mense, want jy soek hulle goedkeuring in alles wat jy doen. Dan is jou lewe ook in die hande van mense.
Henry Nouwen, die bekende Christelike skrywer, skryf in 'n boek, The Way of the Heart, dit so raak, as hy sê, ons lewens raak so maklik ingerig met hierdie hele ding van affirmation. Ek soek goedkeuring en erkenning by ander mense. Dan sê hy, who am I? I am the one who is liked, praised, admired, or disliked, hated, or despised. What matter most is how I am perceived by my world. Met ander woorde, hoe sien ander mense my? Party van ons is verskriklik gestel daarop. If being busy is a good thing, then I must be busy. If having money is a sign of real freedom, then I must claim my money. If knowing many people proves my importance, I will have to make the necessary contacts. The compulsion, daai dryf wat ons het om goedkeuring van mense te kry, want as hulle waarde aan ons heg en positief oor ons is, dan help het ons om nie te voel soos 'n mislukking nie. Ons lewe kan ook in die hande van mense wees. Ons vyande wat ons afbreek, maar ook mense wie se goedkeuring en aanvaarding ons die heeltyd wil hê. In die derde plek kan ons lewens ook in ons eie hande wees. Hierdie selfgemaakte mens, waar ek in die lewe gekom het ek gekom op eie stoom, in my eie krag. Ek is vir myself verantwoordelik, en nie die man daarbo, of enigiemand anders het gehelp, dat ek kom waar ek vandag is nie. En as jou lewe in jou eie hande is, dan raak jy jou eie God. En dis die mees armoedige lewe wat daar is. Selfs al word dit deur die wêreld voorgehou, as so bevrydend, dat jy niks in niemand nodig het nie. Ons lewe kan ook in ons eie hande wees. En dan een waaroor ons die afgelope tyd ook al gepraat het, ons lewens kan ook in ons program se hande wees. Ons program is dit wat ons vandag gedoen moet kry. En soms dryf daai program jou. Dis nie altyd slegte goed nie. Dis die dinge wat jy by die werk moet doen. Dis die dinge wat jy by die huis moet doen. Dis die dinge wat jy in jou verhoudings moet doen. Dis die dinge wat jy by die kerk moet doen. Maar die gevaar is dat ek my lewe en die sinvolheid van my lewe begin meet aan hoeveel ek gedoen kry en wat ek bereik in die lewe. Mary Bell skryf, achievement is the alcohol of our time. Ons word die slawe van ons programme, en so plaas ons dikwels ons lewens in die hande van ons besige programme. Ons glo dat mense met vol programme, wat altyd besig is en baie gedoen kry, die suksesvolle mense in die samelewing is. En daarom sit ek baie keer my lewe in die hande van my dagboek en my program. En dan in die laaste plek kan ons ook ons lewe in God se hande plaas. Dis wat Dawid gekies het in Psalm 31. Hy sê, in u hande gee ek my lewe. Vers 15 sê, maar ek vertrou op u Here, ek sê my tye is in u hande. Dawid se tye is nie in die hande van sy vyande nie, dis ook nie in die hande van mense wat vir hom moet goedkeuring gee en aanvaarding gee nie. Sy lewe is nie in sy eie hande nie, ook nie in die hande van alles wat hy moes doen as koning en wat hy bereik het nie. Dawid se lewe is in die Here se hand. En daai hand van God is 'n teken van beskerming. Dis die uitdrukking wat ons baie keer vir mekaar sê, ons is veilig in die Here se hand. As die Bybel oor God se hand praat, dan dui dit op power and authority. Power and authority. Niemand kan ons uit God se hand ruk nie, lees ons in Johannes.
En Dawid het dit geweet, want dis wat hy in vers 9 bely, as jy jou lewe in God se hande plaas, dan gee God vir ons 'n veilige staanplek. Dit sê vers 9. Van die Engelse vertalings vertaal dit so, a place of safety and security. Waar wil ons op 'n beter plek wees as in God se hande? In God se hande. Ek sluit af, vriende. Die digter van Psalm 31 het nie aan die dood gedink toe hy hierdie woorde gesê het, ek gee my lewe in u hande oor nie. Ek het net gesê, ons het daai gedagte parkeer, maar nou gaan haal ons om die parkeerplek uit. Toe Jesus hierdie laaste woorde aan die kruis geuiter het, Vader, in u hande gee ek my lewe oor, was dit nie sy laaste sterwenswoorde nie. Jesus het geweet, Sondag staan ek op uit die dood en dan lewe ek. Daai woorde, Vader, in u hande gee ek my lewe, is nie 'n uitroep van dood en moedeloosheid en vergeefsheid nie. Dis 'n uitroep van lewe, van redding en van hoop. En dis asof Dawid vooruitgesien het na Jesus se voorbeeld en dit kon sê, Here, maak dit my lewensmotto. Om telkens te sê, Here, in u hande plaas ek my lewe. Daar is nie 'n beter plek nie. Daar is nie 'n veiliger plek nie. Al lyk jou omstandighede hoe, al lyk jou vyande en jou program en jou eie dink van jouself hoe, daar is nie 'n beter plek om te wees as in God se hande nie. Kan ek jou uitdaag vanoggend? Kom ons leer die gewoonte van die Joodse kindertjies in die Bybelse tyd aan, dat in die aand, voor ons gaan slaap, dan bid ons, Here, in u hande gee ek my lewe oor. En môreoggend, as ons opstaan, dan sê ons, dankie Here, dat u my lewe vir my kom teruggee, om vandag te leef in sy volheid. Amen. Ek gaan julle vanoggend spaar. Die van julle wat gewonder het of ek 'n hart het en 'n omgee hart het, ek gaan hom nou vanoggend vir julle wys. Ek gaan nie vra dat julle uitklim langs julle voertuie as ons nou die geloofsbelijdenis doen of sing nie. Ons het dit verlede Sondag gedoen, maar die wynkie is koud, so ek kry julle jammer. Julle kan maar in die voertuie bly. Ek gaan vra dat ons sal antwoord op hierdie boodskap uit Psalm 31. En vanoggend ons geloof in God sal bely, om daarmee te sê, Here, ek gee my lewe in u hande. Julle kan dit hardop doen, of julle kan dit net in julle gedagtes beamoen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, ons wil nie op 'n ander plek wees as in u hande nie. Ons wil nie in die hande wees van ons omstandighede, of van ons besige programme, of van mense, of van wat ook al nie. Ons wil 'n veilige staanplek
'n place of safety and security hê in u hand. Daar waar ons weet, niks en niemand gaan ons uitdruk daar nie. Here, as ons ook hier voor 'n verkiesingstyd kyk wat als gebeur rondom ons in ons land en die toesprake en die brande en die ellendes, die beloftes wat gemaak word, die gejaag na mag en posisies en geld. Here, dan wil ons as u kerk ook ons land in u hand kom plaas en vra dat ons deur ons getuienis sout en lig sal wees om van ons onmiddellike omgewing en weier, Here, 'n verskil te maak, om hoop te bring, om liefde te leef, om dit wat ons ontvang het aan te gee na ander toe. Ons bid vir ons siekes, ons bid vir hulle herstel, Here, vir hulle wat na prosedures en operasies aan die herstel is. Ons bid vir hulle wat steeds in die hospitaal is. Ons bid vir almal, Here, wat worstel met een of ander issue, een of ander behoefte of nood. Here, dat ons net u bemoeienis en u werksaamheid in ons lewe sal raak sien. Dat u God is oral, ook in die donkerte, ook in die nag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek weet julle kry koud. Ek weet julle het nie gumboots aangetrek nie. Maar ry maar met die voertuie nader en kom drink 'n ou koffietjie. Die dames doen baie moeite om vir ons iets warm vir die keel te gee. En vir al ons besoekers en nuwe intrekkers, kom drink 'n koffietjie. Dis 'n geleentheid om mekaar te leer ken. So, ons nooi julle hartlik uit na die koffietjie na die tyd. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons sal wees en bly as ons in hierdie tyd ook ons lewens opnuut in u hande plaas. Amen. Van 'n weer begin. Ek weet dit is my lewe, deur die genade maak dit alles sin. En die kans wat U my bied, deur die bloed vir my gegiet, is die rede vir my vreugde.